Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Wat 'n voorreg vanmôre om ook die woord aan u te kan bring. Ek het 'n vraag wat ek aan u wil vra. Vanmôre die Heilige Gees is getrou. Die Heilige Gees is so getrou vanmôre. Toe kom er hier en hy sê een ding, alle vrees vat God weg. Alle vrees, luister mooi, alle vrees, alles wat jou bekommernis is, vat God weg. Amen. Die vraag wat ek vanmôre aan jou wil vra is, het jy onvoorwaardelike vrede? Sela, dink so 'n bietjie daaraan. Wanneer die woord geskrywe is en daar is gedeelte klaar en hy sê Sela, dan sê dit beteken dit eintlik wag so 'n bietjie en dink daaroor. Moenie net dadelik antwoord nie. Het jy onvoorwaardelike vrede in jou hart, in jou gemoed en in jou binneste vanmôre? Het jy kalmte vanmôre in jou gees? Het jy 'n anker vanmôre? Het jy toevlug wanneer die wêreldse druk jou pad langs kom? Ek wil hê ons moet die woord van die Here oopmaak in die boek van Psalms. En ek gaan vra dat my boetie vir my daar, Psalm 91, 'n baie bekende gedeelte in die woord vir my net opsit daar. Psalm 91. Baie bekende gedeelte uit die woord uit. En hy lees soos volg: Hy wat in die skuilplek van die Alhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is die een wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou en skild is 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die struik van die nag en vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel en die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Met jou oë sal jy aanskou die vergelding van die goddelose sien. Want U Here, luister mooi, hier in vers 9, U Here is my toevlug, die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref, geen plaag sal na jou tentwoning kom nie, want hy sal 'n engel aangaande jou beveel gee om jou te bewaar oor al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jou voet nie teen geen klip stamp nie. Vers 13. Op die leeu en die ander sal hy trap, die jong leeu en die slang vertrap. En dan vers 14, luister mooi. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. En in nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. En met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie vir die woord wat ons vanmôre kan lees. Die woord wat ons lei, wat 'n lig vir ons voet is en 'n lamp vir ons pad is. Here, dankie dat ons hierdie woord kan vat vanmôre
en dat dit ons eie kan maak. Bid vanmôre, Here, dat die Heilige Gees in elke hart wat vanmôre die woord hoor, sal werk. En dat ons gehoorsaam wees aan dit in die naam van Jesus Christus. Loof die naam van die Here. Wat interessant is van hierdie gedeelte is dat God sê vir ons, jy hoef nie bekommerd te wees nie. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Solank ek in die skuilplek van die Allerhoogste sit, en vannag in die skaduwee van die Almagtige. Hoor vanmôre? Solank ek in die skuilplek van die Allerhoogste sit, en vannag in die skaduwee van die Almagtige, hoef ek en jy geen angs, geen vrees, geen bekommernis te hê nie, want God beskerm my en jou. En dis juist hoekom ons in sy teenwoordigheid moet wees. Want in sy teenwoordigheid is daar vanmôre vrede. In sy teenwoordigheid is daar vanmôre vir my en vir jou 'n toevlug. In sy teenwoordigheid is daar vanmôre vir my en vir jou vertroue. In sy teenwoordigheid is daar vanmôre en vir jou en vir my beskerming. Sy teenwoordigheid is daar vanmôre genesing. Ek kan nie anders as vanmôre toe, terwyl ons hierdie lied sing, we have coming to this place, gathered in his name to worship him. Kan ek nie anders om te ervaar dat God is reeds hier nie. God is reeds hier nie. Hy is vanmôre hier en jy sit vanmôre in sy teenwoordigheid. En as jy vanmôre bekommernis het, en as jy vanmôre vrese het, wat jou tackle, wat jou belas vanmôre, dan sê God vir jou, jy hoef nie bekommerd te wees nie, want ek stuur die engele, aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar, op al die weë wat jy gaan. God is getrou. Maar miskien sit jy vanmôre as individu met vrees. En dit is so maklik, so vol van die druk van die samelewing, groepsdruk, miskien dalk huisdruk, daar by die huis, familiedruk, kinders wat nie moet doen wat hulle moet doen nie, en dit veroorsaak dat jy in 'n hof in 'n gat gaan klim het. Jy kan dit nie meer hanteer. Miskien sit jy vanmôre hier met finansiële druk en dit het vrees in jou hart bewerk. Miskien sit jy vanmôre hier met vrees vir die toekoms, vrees met wat gaan gebeur, miskien vrees vir die dood, miskien vrees vir dit wat besig is in jou lewe om te gebeur. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy hoef nie te vrees nie. Want vrees lok 3 elemente uit in 'n mens se lewe. 3 fases van vrees wat na vore kom wanneer ek vrees beleef. En die eerste van dit alles is, ek hardloop weg. Wanneer vrees in my gemoed kom, wil ek uit dit uitkom en ek begin wegbeweeg. Dis die eerste eienskap van vrees, wanneer vrees oor jou kom. Jy wil uit daai situasie kom en jy begin hardloop van dit af weg. Die tweede element van vrees is veg. Wanneer jy in 'n hoek vasgedruk is met vrees, beklei jy met alles wat in jou is om uit daai situasie te kom. Veg is die tweede element van vrees wat my en jou vasvang. En dan is daar 'n derde een. Die derde een is jy kom tot stilstand. Jy word verlam in jou gees. Want vrees het beheer oor jou gekry. En nou kom die woord, en as dit telke male met jou gebeur, miskien is die mense in hierdie gebou wat sê, pastoor, ek het vanmôre vrees in my hart oor wat gaan gebeur met ons land, met ons ekonomie, ek het vanmôre vrees oor my finansies, ek het vanmôre vrees oor wat die toekoms vir ons kinders inhou.
En dit raak 'n gewoonte, dan kom daar 'n vreesagtigheid oor jou. En dit begin 'n gees vorm wat jou vasdruk. Hoe kan ek dit sê? Pastoor, wat wil jy vir my sê vanmôre? 'n Gees van vreesagtigheid. Is dit wat die woord sê? Ja. Kom ons maak oop en ons kyk daar in 2 Timoteus 1 vers 7. Luister gou wat sê die woord daar vir ons. Hy sê vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En ek moet nie toelaat dat hierdie gees ons vasvang nie en ons vreesagtig raak nie, want God sê, ek het dit nie vir jou gegee nie. Daar bestaan so 'n gees, maar ek het dit nie vir jou gegee nie. Ek gee vir jou 'n gees van krag en van liefde en van selfbeheersing. Jy sien dit op en neer, alles, dit op en neer, wanneer ek weghardloop, as ek die gees van krag het in my, en want die woord sê, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, met ander woorde, ek het krag, en ek het mag, oor weghardloop, oor baklei, teen hierdie omstandighede, deur my verlamming, wat die vyand se plan is. Liefde. Jy sien, baie maal sit ons met onvergewingsgesindheid, en ons maak oop deure vir die vyand, om hierdie gees kos te gee. Vrees. Ek het nie meer liefde vir my medemens nie. Ek kan nie vergewe nie. Ek kan nie vryspreek nie. En ek maak 'n deur oop in die geestesdimensie, sodat die vyand sy kloue in my kan kry, en my begin vashou, sodat ek 'n volkome vryheid in die gees kan hê nie. Want God sê, hy gee jou 'n gees van liefde. En ook selfbeheersing. Al waarvoor ek en jy mag vrees, is vir God. Die vrees vir God. Luister mooi wat sê Matteus 10, vers 28. En ek wil hê jy moet dit vir my oopmaak daar, Matteus 10, vers 28. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar wat die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Wie kan dit doen? God alleen. Vrees hom wat die liggaam en die siel kan verderwe in die hel. Aardse vrese is tydelike vrese. Paulus skrywe, ons gaan deur baie verdrukkinge, die koninkryk binne. Ons gaan omstandighede hê, dit gaan nie maklik wees nie. Soms gaan dit moeilik wees, maar ek hoef nie te vrees nie, want God is by my. Kom ons gaan verder, en ek wil hê jy moet die woord oopmaak. Daar in Johannes 16, vers 33. Die teenoorgestelde van vrees is vrede. Luister mooi wat sê hy. Ek sê dit alles vir julle, sodat julle vrede kan hê.
omdat julle aan my behoort. Die mense van die wêreld sal julle laat swaar kry, maar moenie moedeloos word nie. God sê, ek het die wêreld oorwin. Kom ons gee die Here lofoffer, man. Ek moet nie moedeloos word nie, want God sê, ek het die wêreld oorwin vir jou wat vanmôre hier sit. Kind van God. Hoor wat die woord vanmôre vir jou sê. As jy 'n las het wat jy dra vanmôre, moenie moedeloos word nie. God sê, ek het die wêreld oorwin. En daar is vir jou vanmôre oorwinning in Jesus Christus. Vrede in hom. Kom ons kyk Johannes 27. Johannes 14 vers 27, ekskuus. Johannes 14 vers 27. Luister mooi wat sê hierso. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Vrede, die vrede wat ek julle gee, is soos die wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld word nie, en julle moenie bang wees nie. Gaan ons deur moeilike omstandighede gaan? Beslis. Gaan daar slegte goed met ons gebeur? Beslis. Die skrifgedeelte vrywaar my nie van dit nie. Slegte goed gebeur ook met goeie mense. Maar wat ek weet vanmôre, dat ek hoef nie bang te wees nie. Dat ek weet vanmôre, ek hoef nie moedeloos te word nie. Want God gee vir my vrede. Amen. God gee vir my daardie vrede. Vrede beteken vanmôre dan vir my en jou om 'n ewigheidsplan saam met hom te bevestig. Is dit nie mooi nie? Wat wil ek vandag vir jou sê? Die liefde wat die vrede bewerk in my hart, kom van God. Die liefde kom van God. En dit gee vir jou vanmôre gemoedsrus. Want sy liefde is so groot, dat ek en jy 'n ewigheidsplan vorentoe het. En daaroor hoef ek nie moedeloos te wees nie, of te word nie. Want Romeine 8 vers 1 sê die volgende vir my. Hy sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Kan jy vir my daai skriffietjie opsit? Romeine 8 vers 1. Want daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, vir die wat in die vlees nie wandel nie, maar in die Gees. Gaan jy eendag staan voor God en hy gaan na jou wegjaag, as jy in die Gees is? Nee. So jy wat kind van God is, moet sorg dat jy altyd in sy teenwoordigheid bly, altyd op die plek kom waar ek sê, Here, ek wandel nie meer in die vlees nie, maar ek wandel in die Gees. Ek wil jy met die woord van die Here oopmaak, Romeine 8 vers 35. Romeine 8 vers 35. Luister wat sê hy. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking en benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaar, soos geskryf is om u ontwil, word die hele
dag gedood. Ons is ook gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons liefgehad het. Is dit nie great nie? Al hierdie dinge kan maar kom. Al hierdie dinge kan maar kom. Hy het my liefgehad. Jesus het sy bloed gestort aan die kruishout op Golgotha en is betaal die prys en ek hoef nie vrees te hê nie. Luister mooi, wat sê hy verder? Want ek is verseker. Blye versekering. Amen. Dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal skei van die liefde van God nie, want daar is in Jesus ons Here nie. Niks kan dit van my af wegvat nie. Die vrede wat God in jou hart bewerk, daardie liefdevolle vrede kan geen instansie, geen skepsel, nie die dood nie, nie die lewe nie, maar niks van my en jou af wegvat nie, want ek en jy kan volkome deur die bloed van Jesus Christus daarin stap. Amen. Volkome kan ons dit beleef vanmôre, want God gee dit aan my en jou. Ek wil hê ons moet nou die eerste gedeelte van daai selfe hoofstuk lees. Luister mooi wat sê hy hier. Want sal ons dan sê van al hierdie dinge? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self nie hy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja nog meer, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Jy sien, omdat Christus by die Vader sit, en aan sy regterhand tree hy elke dag in vir my en jou, in ons omstandighede waar ons nood kry, en soms struikel ons, dan val ons, partykeer dan kom God, en hy tree vir ons onvoorwaardelik in, want hoekom? Ek en jy sy kind, en hy het ons lief, en daar is geen veroordeling vir hulle, wat in Christus Jesus is nie. Amen. Dit is wat vrede bring in my hart. Dit is wat vrede bring in my hele wese. As jy vanmôre hier sit, en jy sê ek ervaar nie daardie vrede nie, want ek het 'n gees van vreesagtigheid, wat my vanmôre bedruk, en ek wil net op 'n plek kom, waar ek kan sê, Here, verlos my, maak my vry van dit wil ek vanmôre hê, net daar waar jy is, moet jy op oë sluit en op jou voete staan. Wie sit vanmôre in hierdie gebou en sê, Here, ek het vrese in my lewens. Ek het vrese in my lewens. Ek weet nie wat môre gaan gebeur nie. Ek weet nie wat die dag gaan inhou vir my vandag nie. Ek het vrese in my lewens. Vader, ek is onseker oor besluite wat ek moet neem. Ek raak angstig, Vader. Wil jy nie vanmôre net vrymoedigheid neem en op jou voete staan waar jy is nie? Is reeds mense wat opstaan. Ek vra laat Marlyn vir my kom speel. We have coming to this place, gathered in His name.
Want in sy teenwoordigheid vanmôre, luister wat ek vir u sê, in sy teenwoordigheid vanmôre, vat hy jou vrese van jou af weg. Saam met Jesus